Goeiemôre. Baie welkom vir almal van julle. Maar nou gaan ek vir ons bid en dan gaan ons aan met ons reeks oor die bergrede. En ek voel so 'n bietjie soos die Springbokke gisteraand gelyk het toe hulle in daai tonnel staan, so op hulle sene wees. En ek voel 'n bietjie vandag so, maar kom ons bid en ons vertrou die Here wil vir elkeen van ons se woord. Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir u woord. Dankie vir u mense en vir u gemeente. Dankie dat u goed is en wat u doen goed is. Dankie dat u woord lewend en kragtig is en dat dit ons lewe kan rig en ons lewe kan voorberei en ons kan verander om meer en meer te word soos u, om meer te dink en te reageer en te wees soos u. En ek wil kom vra, Here, soos wat ons praat oor hierdie tema van vandag, dat u stem sal duidelik wees en dat u vir elkeen van ons sal wys wat is dit wat u wil hê ons moet doen en dat u liefde deur die Gees sal uitstort en die genade en die waarheid. En dat ons sal reageer in geloof, omdat u 'n goeie Vader is. Help my om hierdie woorde oor te dra, soos wat dit in die woord is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het laasweek begin met hierdie reeks wat ons noem bergrede, en dit is beginsels vir Christene. En ons kyk na Matteus 5, 6 en 7, wat die bergrede genoem word, wat dalk 'n versameling is van 'n klomp goed wat Jesus oor 'n tyd geleer het, en baie van dit is net soos 2 versies, wat Jesus net iets sê oor 'n saak, en dan gaan hy aan, en eintlik wat hy doen met hierdie gedeeltes, om te sê, luister, hierdie is merkers, hierdie is dinge waarin jy jouself kan meet, dis hoe volgelinge van Jesus lyk, dit is wat volgelinge van Jesus doen. Party van julle gaan see toe einde van die jaar, en jy gaan in die see swem, en die lewensredders gaan 2 pale daarin sit, en sê, luister, jy moet tussen hierdie lyne, moet jy beweeg, as die stroom jou vat, moet doen iets om weer in te kom, en in 'n sekere sin is dit wat Jesus leer hier, merkers vir jou en vir my, van hoe ons lewe moet lyk, as volgelinge van Jesus. En wat Jesus doen, hy spreek hier in 'n tyd en in 'n gehoor in, waar daar baie persepsies was, en daar waar baie aanpassings gemaak is, en baie verkeerde begrippe was, van wat God eintlik bedoel het, toe hy sekere wette gemaak het. En Jesus kom in hierdie in, en baie mense is seer gemaak as gevolg van hierdie interpreterings, baie mense probeer sekere goeders doen, en regverdig, hoekom hulle dit kan doen, en dan kom Jesus, en dan sal hy goeders sê, so julle het gehoor, daar is gesê, en dit kan vertaal word, dus julle het verstaan, dit is wat God bedoel het. En dan sal hy sê, maar ek sê veel. En wat hy dan sê is dit, maar hier is wat God eintlik bedoel het. Hier is wat God aan die heel begin bedoel het met daai wet. En indien jou begrip van dit verkeerd is, pas aan, want dan is jy nie tussen hierdie merkers nie. Nou, laasweek ons gepraat oor woede, en ons gaan vandag net eintlik aan in Matteus 5, waar ons laasweek opgehou het, maar die tema is heel moontlik vir baie mense 'n teerpunt. Daar's heel moontlik baie verwarring oor dit. Daar's heel moontlik baie sekere dinge wat mense vir jou gesê het oor dit. Net soos wat dit was in die tyd wat Jesus oor dit gepreek het, en nog steeds wil Jesus hierdie kom sê. En my gebed vir jou hierdie week was, dat as ek praat oor hierdie, dat jy die liefde van God nog steeds sal beleef en sal ervaar. Dat jy sal weet dat hy is 'n goeie Vader, dat wat wie hy is goed, en wat hy doen is goed, en dat sy woord is lewend en kragtig om ons te help, en dat sy weer lei na lewe toe. En ek wil begin met hierdie vers voordat ek enigstens induik in wat Jesus sê. In Romeine 8 dan skryf Paulus, hy sê daar is dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En as jy vandag luister na dit wat ek gaan sê, en daar begin stemme fluister van veroordeling in jou lewe, weet dat dit is nie die Vader nie. Veroordeling is die stem van die vyand wat eintlik sê is, jy is nie geskik vir gebruik nie, jy is nie goed genoeg nie, jy kan dit nie doen nie, en dit is nie die taal van die Vader wat sy seun gestuur het om te betaal vir jou en my sondes nie, omdat hy ons so lief gehad het. En so wanneer jy dalk daai stem hoor, sien dit vir wat dit is en van wie af dit is, en dit is nie van God af. So Jesus sê die volgende, nadat hy praat oor woede, sê hy die volgende. Hy sê, julle het gehoor, of julle het verstaan, of julle het begryp, dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. En hy haal die 7de gebod hier aan wat sê, jy mag nie egbreek pleeg nie. En wat dit beteken is, enige seksuele dinge buite die huwelik soos God dit gedefinieer het. En hoe God die huwelik definieer, is binne in 'n huwelik met 'n verbond van 'n huwelik tussen een man en een vrou. En enige iets buite dit, met enige iemand anders buite dit, is verkeerd. Dis wat hierdie egbreek beteken. En baie van die ouens raak staan, wel ek het dan niks met niemand anders gedoen nie, en ek's fine. En dan gaan Jesus verder, en dan sê hy, maar ek sê vir julle,
Elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. En die fokus wat Jesus sit is nie kyk nie. Hy sê nie dis verkeerd dat jy kan sien iemand is mooi of iemand aantreklik nie. Dit gaan oor die kyk en begeer. Dit gaan oor dat jy in jou kop sien en dan vat jy dit verder. En dat jy doen sekere dinge in jou kop met hierdie persoon wat jy nie wil doen fisies nie. En hy sê luister, om dit fisies te doen is verkeerd en om in jou gedagtes te doen is ook verkeerd. Hy sê dit gaan oor kyk en begeer. Dis wanneer jy aan 'n persoon, aan 'n vrou of 'n man, as jy aan hulle nie meer dink as 'n iemand wat gemaak is na die beeld van God nie, maar as 'n voorwerp wat jy kan gebruik. Party man sal dinge sê soos, ek kyk net die menu uit. Ek bestel nie. Ek kan nie glo mense sê dit nie. Dis so teen die hart van God. En God sê luister, dis nie waar dit gaan nie. Baie keer in die wêreld waar ons leef met pornografie is dit soos all over. Jy hoef eers te gaan soek op dit internet, kom net na jou. En Jesus sê luister, jy moet weet dat dit is 'n pad. Dit is nie net iets in 'n oomblik en versoeking wat in 'n tyd kom en jy sien dit net nie. Nee, jy moet weet dat dit is die begin van 'n pad en die einde van hierdie pad is verwoesting en verderf en die dood. In Spreuke 5 wat hierdie pa met sy seun praat en sê luister, en dan hy skep hierdie prentjie, sê hy is eintlik by die stopstraat en dan kyk hy af in hierdie straat en dan sien hy daaronder is 'n vrou. En dan lyk dit aanloklik tot daar en dan sê hy, maar luister, dis 'n pad wat jy gaan stap. En die einde van die pad, dan gebruik hy allerlei beelde. Een van die beelde is soos 'n bok wat deur die lewer geskiet is. En hy loop dalk nog maar, hy's besig om dood te gaan. Hy sê dis die einde van hierdie pad. En jy moet weet dis die einde van die pad. Dis nie net iets waarmee jy kan flirt nie. Dis nie net hierdie boek wat jy kan lees en jy speel af en jou man is nie eintlik, maar jy speel hierdie romantiese dinge af in hierdie boek van allerlei dinge wat kan gebeur. En dan gee Jesus die gesindheid wat ons moet hê teenoor hierdie afdraaipaaie. Dan sê hy, as jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. En ek dink dat daar is stilte neer oor die skare waarmee Jesus praat, en hulle soos, okay, verduidelik verder, en Jesus verduidelik niks verder, en hy gaan net aan. Nou, so wat bedoel Jesus? En kom ek sê, daar was dit die verlede in die geskiedenis was daar ouens wat hierdie baie letterlik gevat het. En 'n paar dinge afgekap het. En die realiteit is dat dit was nooit God se hart nie. God het nie gesê, luister, die dag as my kerk by mekaar kom, is daar 'n klomp ouens wat sonder oë is en hande en voete en ons kom saam en ons gaan nie. Dit is nie wat Jesus hier bedoel het nie. Want jy kan nog steeds iets in jou hart doen, al het jy nie die oog nie. En al het jy nie die hand nie. Wat hy net sê is, luister, jy moet drastiese stappe neem, want hierdie is 'n afdraande pad, en as jy nie drastiese stappe neem nie, die einde van hierdie pad is 'n gemors, en jy moet seker maak dat jy stap nie hierdie pad nie. Jy moet oorlog verklaar teen hierdie. Jy moet nie met dit flirt nie. Jy moet nie aan dit nibbel nie. Jy moet nie kyk hoe naby jy in die afgrond gaan kyk sonder dat jy nee, jy moet doen wat nodig is om oorlog teen hierdie ding te maak, want dit gaan jou lewe verwoes. Paulus skryf dit so in Kolossense 3. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak. Nie net bestuur nie. Jy moet oorlog verklaar, jy moet dit doodmaak wat nog deel van julle lewe is. En dan noem hy die volgende dinge: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. En elke keer wanneer jy hierdie woord sien, onsedelikheid of die Grieks van dit is porneio. Klink dit bekend, porneio? En jy moet hierdie woordjie moet jy sien as soos almal van ons het sulke laai in ons huis waar jy alles ingooi. Daar's so laai in die kombuis ook, dis al hierdie goeders wat nêrens inpas nie, maar en jy krap gereeld daar, dis nooit, hy bly nooit netjies nie. Daar's so laai net met 'n klomp goeders in. En hierdie woord is so laai met 'n klomp goeders wat daarin is van allerlei seksuele goeders wat verkeerd is. Wat buite die grense is hoe God dit stel van seks in die huwelik tussen een man en een vrou. En enige iets met enige iemand anders buite dit val in hierdie laai. Ja, maar ons is in ons hart getroud. Nee, jy is nie. Ja, maar ons gaan trou, ons is verloof. Nee, is buite dit. Ja, maar ons was getroud. Nee, is buite dit. Hy sê, luister, maak hierdie dinge dood. En dan hoor wat hy sê. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Dieselfde goed wat Jesus sê. Jy moet drasties neem. Anders dat die einde van hierdie pad is die hel, is die straf van God, is weg van God af.
Wanneer Paulus skryf oor dit in 1 Korintiërs 6, dan skryf hy, of weet julle nie, hy vra die vraag, dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry in die koninkryk van God nie. Mense wat op hierdie pad begin, die einde van daai pad is nie by God nie. Die einde van daai pad is nie in die koninkryk van God nie. Dit lei weg van God. Dit lei na dood en verwoesting toe, dit lei nie na lewe toe nie. Jesus is die lewe. So hy vra die vraag, besef julle, dit is 'n pad wat gebeur. Dan sê hy, julle moenie julleself mislei nie, julle moenie vir julleself lieg nie, julle moenie vir julleself stories vertel nie. Moenie vir julleself mislei nie, geen onsedelikheid, sedelik is daar's daai woord weer, of afgodsdieners, of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaards, of kwaadpraters, of bedrieërs, sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Hierdie goeders lei na 'n pad waar God nie is nie. En dan sê hy die volgende, en so was party van julle juis ook. Hierdie is party van julle, hy skryf hier vir Christene, wat tot bekering gekom het. Hy sê, dis julle storie. Dis hoe julle lewe gelyk het. Dis waarmee julle besig was. Dis wat julle gebring het op 'n punt en julle tot bekering gekom. Dit is deel van julle storie, maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God. Julle het 'n ontmoeting met Jesus Christus en sy Gees gehad wat jou lewend gemaak het, en alhoewel dit jou verlede was en dalk jou huidige stryd is, hoef dit jou nie te definieer nie. Jy is 'n nuwe persoon in Christus Jesus wat geheilig is, wat vrygespreek is, wat afgewas is, en jy kan leef vanuit dit in die vryheid wat God vir jou beskikbaar gestel het. Moenie dat jou verlede en dalk jou huidige uitdagings jou definieer nie. Laat God en wat hy dink en hoe hy jou sien en wat hy gedoen het vir jou definieer. En dan was daar eintlik hierdie ding, en Paulus delf in dit, en eintlik hierdie oortuiging in die tyd van Korintiërs, dat hulle gedink het, okay, ek kan tot bekering kom, maar ek kan nog steeds doen met my liggaam wat ek wil. Dis my hart wat ek vir die Here gee, maar my liggaam is eintlik nie so issue nie, so ek kan doen wat ek nog wil. En as dit is dat ek nou nog by die tempelprostituie deur die week is, maar ek is by die Here, ek glo daarmee in God en maar glo in die Here. En Paulus sê, waarmee is julle besig? Dis nie hoe God se koninkryk werk nie. Jou lyf is deel van hier. Dan sê hy in vers 15, weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Jy is 'n nuwe skepping, jy is deel van hom, jy's in hom, jy's die liggaam van Christus. Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontuchtige vrou maak? Beslis nie. Hoe kan ek 'n deel van Jesus vat en iets doen wat buite sy wil is? Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontuchtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? En hy haal aan die heel begin, Genesis 2:24, waar God eintlik die definisie gee van die huwelik. En wat sy bedoeling heel aan die begin was. God sê immers, die twee sal een word. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Hy sê, luister, jy kan nie hierdie ding doen nie. Jou liggaam en jou siel, alles wat hier gebeur. Jesus sê, dit wil buite gebeur en binne gebeur. Dan gaan hy aan, hy sê, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê. Daar's daai woord weer. Party vertalings in die Griek staan dit so, vlug onsedelikheid. Hardloop vir jou lewe van dit. In Efesiërs 6 dan sê Paulus, luister, as jy die duiwel sien en al sy skemes wat teen jou kom, staan sterk. Trek jy wapenrusting aan. Maar as hy kom by seksuele goede sê, hardloop vir jou lewe. Kom weg van dit. Moenie probeer sterk staan nie. Jy gaan dit nie maak nie. Hardloop vir jou lewe. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. En hy sê, luister, al hierdie ander goeters, al hierdie ander sondes gebeur daar buite en dis aan iemand, maar hierdie is in jou eie liggaam. Dis 'n ander tipe sonde. Die gevolge van dit is anderste. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Jou liggaam huisves God se Gees. En jy kan nie net met jou liggaam doen wat jy wil nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. En hier is die kern van die evangelie, is dat jy behoort nie meer aan jouself nie. Jy behoort aan Jesus. Jy is deel van hom. Jy is gekoop. En die prys is betaal. Hy het aan 'n kruis gehang en betaal vir jou. Julle moet God dus in julle liggaam ook verheerlik. So Jesus maak dit baie duidelik. Hy sê, bly weg van hier. En Paulus verduidelik dit verder en sê, pas op vir hierdie. Hardloop vir jou lewe van hier. Dis 'n pad wat lei na verwoesting toe. En volgelinge van Jesus, hierdie dinge gebeur nie tussen hierdie merkers wat God sê nie. En dan gaan Jesus net aan. Dan sê hy die volgende: daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel,
maak dat sy egbreek pleeg. En iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Nou ek weet, daar's iets in jou wat opkom, as ek hierdie lees, hierdie woorde van Jesus. En as iets in jou wat wil hê, Petrie verduidelik vir my, hoekom dit nie beteken wat daar staan nie. En ek kan nie dit doen nie. Dit is die woorde van Jesus. En ek dink die beste ding wat jy kan doen, en dis iets wat jy moet leer wanneer jy die Bybel lees, is dat jy gaan, laat die Bybel 'n kommentaar op homself wees. Te veel mense bou teologie van een versie af, terwyl 'n ander versies is wat bysit tot dit, en laat die Bybel 'n kommentaar wees oor homself, en ek dink dit is belangrik dat ons na al hierdie gedeeltes kyk, en jy kry dit in die ander evangelies ook, maar in Matteus 19 ook, dan kom hulle met die vraag, die Fariseërs, en vra vir Jesus, so wanneer mag ons skei? En dan wat Jesus doen is dat hy vat dit terug na die oorspronklike bedoeling van God. Hy vat dit terug na Genesis toe. Na Genesis 2:24. Hy vat dit terug na wat God bestem het en wat hy in werking gestel het voordat sonde in die wêreld gekom het. Voordat mense se interpretering in die wêreld gekom het. Voordat mense se verdraaiing vir hulle eie plesier in dit gekom het. En hy vat dit terug na dit toe. En ek dink die gevaar is wanneer ons dink oor die huwelik, het ons hierdie prentjie wat ons eintlik so geromantiseer het, en te veel mense dink dat dit is die goal, dis waartoe ek moet werk en ek moet net daar kom, en as ek nog nie daar is daar fout met my. En ek dink ons moet besef dat die huwelik is baie meer as net dit. Ja, daar is plesier in dit. Ja, daar is sekere dinge en satisfaksie in dit, maar eintlik wat dit is om God te eer. En dis 'n prentjie wat God op die aarde gesit het om iets te beeld van sy verbondsliefde met sy mense. En daarom voel hy so sterk oor dit, want dit verteenwoordig iets baie groter as net ek en jy. En net jy en jou vrou, of net jy en jou man. En dit is 'n prentjie van God se liefde vir mense. En daarom vat hy dit terug, wanneer hulle hom vra oor hierdie, terug na dit. En ja, hy sit sekere dinge wat hy sê, okay, as hierdie gebeur, kan ons toelaat, en ons gaan kyk na dit. Maar ek wil kyk na Matteus 19, waar hierdie Fariseer kom, en hy probeer hom vasvra, en dan vra hy die volgende, hy sê, mag 'n man sommer oor enige ding van sy vrou skei? En Jesus het hulle geantwoord, het julle nie gelees, en hy praat met die skrifgeleerdes, hy praat met die Fariseërs, hierdie ouens ken die woord, en hy sê, het julle nie gelees, dat die Skepper hulle van die begin af, man en vrou gemaak het? En hy sê, voordat ek jou antwoord, kom ons gaan terug, na wat God se eintlike doel was, heel aan die begin. En dan haal hy Genesis 2:24 aan. Daar word gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. En dis die misterie van die huwelik, dat God twee mense vat, en hy maak hulle een. Hulle is dis nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. En hulle onderbreek hom dalk eintlik, en hulle sê, maar wag 'n bietjie, waarom het Moses dan bepaal, dat as iemand sy vrou 'n skeibrief gee, hy van haar kan skei? En Jesus antwoord hulle, dis oor die hardheid van julle harte, dat Moses julle toegelaat het, nie opdrag gegee, nie toegelaat het, om van julle vrouens te skei. Maar dit was nie van die begin af so nie. So kom ek gee konteks. So hier wat gebeur in die Ou Testament, is dat mans skei van hulle vrouens sommer oor enige rede. As hulle die tous gebrand het, okay, jy's nie 'n goeie vrou nie, ek los jou, en gaan aan, en dis net al hierdie goeters wat gebeur. En as gevolg van die chaos wat hier gebeur het, en vrouens eintlik besig is om mishandel te word, het Moses iets toegelaat en gesê, luister, jy gaan nie net loop en gaan nie. Jy gaan 'n brief vir jou vrou moet gee, wat sy kan bewys hê, dat indien sy nie egbreek gepleeg het nie, dat mense nie haar verdink van egbreek, of haar wil doodmaak omdat sy egbreek gepleeg het nie, dat sy nog gaan besigheid doen en kan aangaan met haar lewe, en nie verwerp en uitgestoot kan word nie, want omdat sy geskei is, dan dink mense daar is iets fout, en nou is daar 'n brief wat sê, nee, ek het net gedink sy het die tous gebrand, en nou weet hulle wat aangaan nie. En sy hele doel met hierdie was, om eintlik vrouens te beskerm. Hy sê, luister, maar dit was nooit van die begin af die doel nie. En dan gaan Jesus aan, dan sê hy vir hulle, maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel, verneek, en met 'n ander een trou, pleeg egbreek. Ek dink daar was 'n stilte toe Jesus dit sê, en selfs Jesus se disippels sê toe, as dit is hoe die saak met man en vrou staan, is dit beter om nie te trou nie. En Jesus sê, presies. Hy sê, julle dink verkeerd oor die diepte en die omvang van die huwelik.
God se plan heel aan die begin was, dat dit 'n bonatuurlike verbondsverhouding is, nie 'n kontrak nie. 'n bonatuurlike verbondsverhouding tussen een man en een vrou. En God kom en hy maak hulle een. En dis nie, jy moenie ligtelik oor ding nie, en as jy enkel lopend is, moenie ligtelik dit verder vat nie. Moenie net ligtelik in dit gaan nie. Nee, bedink dit en weet waartoe hierdie gaan. Dis baie groter en baie dieper. Maar dan sê hy, as daar oorspel gebeur, laat ek julle wel toe. Nou in hierdie tyd wat Jesus hier gesê het, was daar 2 gedachteskole, as gevolg van 2 rabbies wat omtrent so 20 jaar ouer as Jesus was. Shammai en Hillel. Hillel het gesê, jy kan jou vrou vir enigiets skei. As sy die kos brand, sy thuis brand, wat ook al, en jy hou nie daarvan nie, en sy voldoen nie aan jou standaard nie, kan jou skei. Shammai was meer konservatief, en hy het sê, luister, as daar oorspel gebeur, dan moet jy haar skei. En Jesus kom en sê, luister, ek stem nie saam met een van hulle 2. As daar oorspel gebeur, dan laat ek toe dat dit kan gebeur, maar gee nie opdrag dat dit moet gebeur. En eintlik gee Jesus, of eintlik gee die Bybel vir ons 3 redes, wanneer iemand mag skei. Maar ek wil, voordat ek in dit induik, en voordat ek dit sê, wil ek jy moet weet, en ek wil die volgende so duidelik as moontlik maak. Die eerste rede wat hy gee, is oorspel, en wanneer iemand jou verneek het. En ek wil sê, is dat, as dit met jou gebeur het, ek is jammer. En ek moet sê, ek het geen idee wat in jou hart gebeur, en wat jy moet voel nie. Omdat ek nog nooit daai pad gestap het nie. En ek kan net bedink, die seer en die wonde wat dit het. Maar dis asof die Bybel en Jesus duidelik wil maak en sê, luister, as 'n Christen, moet jou eerste reaksie vir dit nie wees om te skei nie. Dit moet wel jou laaste uitweg wees. God maak een, en julle is een. En as daar is 'n wond is op my voet, is my laaste uitweg om die voet te amputeer, om die res van die liggaam te red. Dis nie my eerste reaksie wanneer daar seer is. En omdat julle een is, moet julle weet dat dit moet julle laaste uitweg wees. Daar's 'n hele boek in die Bybel, Hosea, waar God vir een van sy profete sê, luister, daar's 'n straatvrou, daar's 'n prostituut. Ek wil hê jy moet met haar trou. En dan doen hy wat die Here sê, omdat die Here iets vir sy volk wil wys van die liefde wat hy het. En dan doen sy wat 'n prostituut doen. En sy trou met hom, maar dan gaan sy weer. En sy verneek hom en sy gaan weg. En dan sê God vir hom, gaan haal haar weer. En bring haar weer terug. En dis wat ek met my volk doen. Ek vergeef hulle weer en weer. En ek neem hulle weer terug. Dis hoe my liefde lyk. Nou weer eens. Miskien is jy verneek. En miskien is dit verby enigstens dat dit gesond kan word. En veral as dit oor 'n lang tyd herhaaldelik is en ons geen berou aan daai kant nie. Maar God wil eintlik maak en sê, luister, dis die laaste uitweg. Dan die tweede rede wat die Bybel gee, is verwerping. In 1 Korintiërs 7 dan praat Paulus oor 'n klomp goedes oor die huwelik en wat mag gebeur en hoe moet dit gebeur. En wat in die konteks daar gebeur het, is dat al hierdie ouens was nie by die Here nie, en hulle kom en hulle bring die evangelie, en party ouens kom tot bekering, en nou is 2 mense met getroud, en die een kom tot bekering en die ander nie. En nou is ons soos, hoe moet ons nou hier hanteer, want hierdie persoon wil nie eintlik met 'n Christen getroud wees, hy was nooit van hulle beplanning nie, en nou het my lewe drasties verander. En dan sê hy, vir julle as Christene, julle kan dit nie initieer nie, en as jou vrou of jou man bereid is om by jou te bly, ten spyte daarvan dat jy Christen is, great. Maar dan sê hy, in vers 15 die volgende, dan sê hy, as die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe. So wanneer hulle jou los en jou verwerp, is God soos okay, is reg. En dan die derde rede is mishandeling. As jy mishandel word, het jy nodig om uit te kom, en jy het nodig om die owerhede te bel, en laat ons saam met jou daai pad stap. Maar dit is nie God se hart nie. Hoe God in Maleagi 2
egskeiding beskryf en sê so, die Here, die God van Israel sê, hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. En ek wil dadelik sê, luister baie mooi, die Here maak het duidelik hier, hy haat egskeiding en die uitvloei daarvan. Hy haat nie geskeide mense nie. Dit is nie die waarheid nie. God is lief vir jou. Maar hy haat egskeiding omdat hy sien wat dit doen. Hy sien die geweld van dit. Toe ek met tieners gewerk het, ek het baie gesien. Ja, dis groot tussen die pa en die ma. Maar die effek wat dit het op die kinders, die effek wat dit het op hulle vriendekring, die effek wat dit het vir jare, is soos geweld. En in 'n sekere sin is dit hoe die Bybel dit opsom. Wanneer dit toelaatbaar is. Wanneer verneek word, verwerp word of verniel word. Ek het Peter, maar Jesus het ook gesê, ons kan nie weer trou nie. So ek is geskei en ek is enkellopend, so sal ek weer kan trou, wat nou? Wel, as God toelaat dat daar op sekere gevalle geskei mag word, dan sal God toelaat dat daar weer getrou kan word. Maar ek dink nie dis 'n one size fits all nie. En ek wil nie vir jou 'n maklike antwoord oor hierdie gee nie. En ek wil begin deur te sê is, indien jy enkellopend is, moenie sien dat jy gaan eers vervulling kry wanneer jy getroud is nie. As jy in iemand geluk soek, as jy in iemand vervulling soek wat net God vir jou kan gee, gaan jy altyd ongelukkig wees. Jy moet dit soek in Jesus. Hy is die bron van vrede. Hy is die bron van vreugde. En jy moet in hom soek. En as jy geskei is, wil ek jou aanmoedig, vat tyd en word gesond in die Christelike konteks, binne 'n Christelike familie. En ek wil hê jy moet in hierdie tyd, wil ek hê jy moet onthou. Miskien is om weer te trou in jou toekoms. En miskien het jy is daar Bybelse redes hoekom jy geskei is, maar miskien moet jy nooit weer trou nie. Weens verskeie redes. Ek dink nie daar's 'n one size fits all nie. Maar in hierdie tyd, onthou dat God is goed. En al het jy jou verbond gebreek, of al is jy die slagoffer van iemand anders wat hulle verbond gebreek het, God beloof hy sal nooit sy verbond met jou breek nie. En moenie laat, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. God is nie klaar met jou nie. En as 'n Christen of 'n kerk jou laat glo het, dat dit is verby met jou, en jy het niks meer waarde nie, dis nie die waarheid nie. Okay Peter, maar ons is geskei, en ons het weer getroud, en dit wat Jesus sê is nie, wat nou? In enige plek, waar daar sonde gebeur, moet daar belydenis gebeur, en bekering gebeur. Kom ons haal egskeiding uit die prentjie uit. Enige plek waar sonde gebeur, moet dit gebeur. En as dit deel van dit is, doen dit. Maar nêrens in die skrif vind ek, dat God sê om 'n tweede verbond te breek, gaan beter wees vir die eerste verbond. Nee, as jy weer getroud is, doen die belydenis waar daar moet gebeur oor wat jou aandeel was en wat deel is en wat ook al, doen dit, bely dit voor die Here, maar maak seker dat jy bou dan jou huwelik om 'n prentjie te wees van die evangelie, van die liefde wat Christus het vir sy bruid, die prentjie wat God se liefde, sy verbondsliefde vir sy mense. En laat jou huwelik 'n prentjie word van dit in hierdie wêreld, ten spyte van wat in die verlede gebeur het, ten spyte van wat jou gebring het tot op hierdie plek. God is nie klaar met jou nie. En God het 'n plan en 'n doel vir jou lewe ook. En dan gaan Jesus aan en dan praat hy oor om 'n eed af te lê, en ek gaan nie in die detail by dit kom nie, ek het nie tyd vir dit, maar hy sê verder, het julle gehoor dat daar van die oudheid af aan die mense sê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. En eintlik wat Jesus hier wil duidelik maak, soos luister, wanneer jy goed beloof, doen dit. Wanneer jy eed af lê, want hulle het al vir die ding gehad, okay, as ek sê, na Jerusalem toe nie, in die naam van Jesus, dan, in die naam van Jerusalem, dan kan ek vrykom en alles. En hy sê, luister, jy is besig met gemors. God is die God van waarheid, en maak seker dat jy praat waar. Laat jou ja wees en jou nee wees, wat hy op die einde sê. En as dit kom by jou huwelik, laat dit sien dit as 'n verbond. Sien dit as 'n bonatuurlike verbond. Moenie dit sien as 'n kontrak nie. Moenie ligtelik in dit gaan, en soos as dit nie uitwerk nie, dan maak ons 'n plan en ons gaan net weer aan nie. Nee, sien dit, hoe God dit sien van die begin af. Sien die diepte en die omvang daarvan, en bou dit, laat dit 'n prentjie kan wees van wat God se liefde is. Laat dit 'n helder lig in hierdie wêreld kan wees, van die groot liefde van God vir sy mense. Laat dit 'n getuienis raak van die evangelie. Dan kan ek net sê, almal van ons,
As dit kom by egbreek, egskeiding en beloftes sou, almal van ons is skuldig. Niemand van ons voldoen aan hierdie standaard wat Jesus gestel het. Niemand. En dis juist hoekom hy gekom het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En Jesus sterf aan 'n kruis en sy bloed vloei om te betaal vir jou en vir my sonde. As ek lees Johannes 4, dan ontmoet Jesus hierdie vrou by die put. Ek bedoel, as dit kom by hierdie standaard wat hy gestel het, dan is sy so skuldig soos wat dit kan kom. Sy kom juis 'n tyd van die dag water haal, sodat sy nie gekonfronteer hoef te word deur al die vrouens nie, omdat sy so uitgestoot is oor haar leefstyl in die dorp. En dan het sy hierdie gesprek met Jesus, en Jesus sê vir haar, gaan haal jou man. En dan sê sy, ek het nie nou 'n man nie. Dan sê sy, soos jy is al reg, jy het al 5 gehad. En die een waarby jy nou bly is nie eens jou man nie. So hy hanteer die sonde net so, en dan bring hy die genade en sy kom tot bekering. En haar getuienis maak dat die hele dorp tot bekering kom. Johannes 8. Hulle vang 'n vrou in egbreek. Dan kan jy dink, hoe moet dit lyk? En hulle sleep haar na hierdie markplein waar Jesus is. Wie weet hoeveel klere het hulle, kon sy bymekaar maak voor dit. En hulle gooi haar daar neer. En almal staan reg met klippe, want hulle sê ons, die wet sê ons moet doodmaak, en dit is wat die wet sê. En weet jy wat doen Jesus? Weet jy wat is Jesus' reaksie binne in hierdie? Hy buig af waar sy is. En miskien om haar in die oë te kan kyk. En hy teken so al van die grond om al hierdie ouens die mekaar te maak, en hy sê, luister, almal van julle wat perfek is, almal van julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En omdat niemand sonder sonde is, kan niemand 'n klip gooi nie. En die enigste een, Jesus Christus, wat sonder sonde was, het nie 'n klip gegooi nie. En hy sê vir haar, hy bring die genade. Hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Maar dan hanteer hy die sonde en sê, moet dit nie weer doen nie. Verander jou lewe. Hierdie pad lei iewers heen wat jy nie wil wees. Ek wil kos vat vir koning Dawid. 'n man na God se hart, 'n koning. En dan eendag staan hy op die dak en hy begeer 'n vrou wat bad. En dit bly nie net by begeer nie, hy laat haar kom en hy slaap saam met haar. En sy word swanger. En dan probeer hy dit hanteer, en dan laat hy 'n man kom van die oorlogsveld af, en okay, gaan huis toe, gaan 'n bietjie by vrouens, so ons kan hierdie ding cover, en hy sê soos, hy het meer eer as Dawid, soos ek kan nie nou na my vrou toe gaan, terwyl my manne in die veld is. Op die einde laat hy hom doodmaak. En hy vat haar as 'n vrou, en God konfronteer hom met sy son. En hy stuur vanaand om hom te sê, dit wat jy gedoen het is verkeerd. En Dawid na tyd kom tot bekering. En hy bely sy sonde en hy draai weg van dit, en hy skryf hele Psalm 51. En hy sê, Here, bring weer vir my vreugde, was my skoon. En alhoewel hy daai seun verloor waarmee sy swanger was, het God die vermoë om uit gemors iets goeds te bring. En sy word weer swanger. En sy kry 'n seun, en sy naam is Salomo. En hy word die opvolg koning van Dawid. En uit die nageslag van Salomo en word daar 'n kind gebore, 'n stal in Bethlehem. God Immanuel, die verlosser van die wêreld, Jesus Christus. En hy sterf aan 'n kruis. En hy betaal vir die sonde van Dawid en Salomo en van die hele wêreld, en hy maak die uitnodiging vir jou en vir my. Indien dit jou storie is, God het die vermoë om iets uit dit te doen. Maar het begin by hom. Ek wil dit so sê, die huwelik is 'n bonatuurlike verbond, nie 'n kontrak, wat deur God ingestel is, tussen een man en een vrou, tot die dood wil skei. Dis hoe God oor dit doen. As jy getroud is jou huwelik 'n prentjie van die evangelie van God. Indien nie, bely dit
en verander dit. Indien daar van hierdie goeders waaroor ons vandag gepraat het is, bely dit. Verander dit. Indien daar seksuele begeertes en dinge is, dit is nie net 'n prentjie nie, dit is nie net iets op die internet nie. Dit is 'n pad, bely dit, draai weg van dit af. En mens word gesond met hierdie goeders deur dit in die lig te bring en openbaar te maak en vir iemand te vertel, die masker af te haal, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, sê Jakobus, sodat julle gesond kan word. Partykeer moet ons dit vir iemand sê. Ons begin by die Here vir vergifnis, ons sê dit vir ander mense om ons saam met hierdie pad te stap. En as jy kies as gevolg van wat gebeur het en jou huwelik kan nie herstel word nie en jy gaan skei, wil ek vir jou sê, maak seker jy het mense binne in die konteks van kerk wat saam met jou hierdie pad stap. Maar wat ons nou gaan doen, ek gaan die diens anders te afsluit. Ons gaan begin en die musiekspan gaan 'n lied speel en sing. Lord, I need you. En ek wil hê jy moet 'n oomblik vat en dit bid tot die Here. Miskien is daar iets wat jy moet bely. Dis tyd nou om te reageer oor wat gehoor is. Miskien moet jy iets bely, miskien moet jy iets voor die Here neerlê. En net terwyl jy daar sit, terwyl jy musiekspan sit, dan doen jy dit. As jy getroud is, bid miskien vir mekaar, bid vir julle huwelik. Mans, neem die leiding. Neem die leiding as leier van jou huwelik. En miskien moet jy die eerste een wees wat sekere dinge bely en sekere dinge neerlê. Maar vat die oomblik en bid tot die Here, praat met die Here, reageer. En daarna gaan die musiekspan Waymaker sing. En dan wil ek hê ons moet staan en dit saam sing. Want God, He is the Waymaker. Die graf is leeg. En as die graf leeg is dit moontlik dat hy jou kan help. En as jou huwelik aan skerwe hang in hierdie oomblik, bid en vertrou hom dat dieselfde God wat sy gees gegee het, wat lewe in die liggaam van Jesus ingeblaas het, dit in jou huwelik kan doen. As ons seksuele sondes en miskien in jou mans lewe is en in jou huwelik, bid. As jy hulp nodig het vir jou huwelik, bid en soek die hulp wat nodig is, daar is hulp. En as jy bid en bereid is om te verander en dinge te verander, wie weet wat God kan doen. Maar gaan vir ons bid. En daarna gaan ek vir jou geleentheid gee om te reageer. En dan gaan ons sing Waymaker. En as jy op 'n goeie plek is dit nodig dat jy dit sing oor ander mense wat nie op 'n goeie plek is. Dat dit geloof kan bou, dat deur hom is daar 'n manier. En selfs al sien ons nie dat hy werk nie, dat hy besig is om te werk. Kom ek bid vir ons Vader. U is 'n goeie God. U weë is goed. U weë lei na lewe toe. U beginsels staan vas. En Here, ek besef hier's 'n klomp dinge dalk wat nou losgemaak is en 'n klomp dinge wat ons dalk voel en ervaar en oorwonder en dink. Ek ken die details van dit. En ek bid dat ons sal reageer in hierdie oomblik. En dat ons in u rigting sal draai, dat ons dit sal sien as 'n uitnodiging van u in liefde om nader aan u te kom. Kom help ons, Here. Niks is onmoontlik nie, die graf is leeg, Jesus leef. Help ons om dinge te leef en te doen wat u vir ons vra en wat binne die merkers is wat u vir ons gestel het. Help ons, Here, in die naam van Jesus. Amen.
and runs deep. Your grace is more, where grace is found.